Goeiemôre. Ek wil vanoggend vir al die nuwe lede van Fix vir die Lewe baie welkom sê wat in die laaste dae by ons aangesluit het. Ons is nou by die 900 mense wat op die 2 Fix vir die Lewe groepe saam dink oor ons brein, ons denke en hoe dit ons lewensbestemming beïnvloed. Vanoggend luister jy na die 87ste oordenking in die reeks en ons tema is naby belonings en veraf gevolge. Daar is 'n interessante verskynsel waar te neem in menslike gedrag. En dit is dat ons 'n balans moet vind tussen naby belonings en veraf gevolge. Onmiddellike belonings word geassosieer met plesier, aangename ervarings en die verligting van pyn, stres, angs of ongemak. Veraf gevolge verwys na die langtermynkonsekwensies van ons korttermyn besluite. As jy die mensdom dophou en die ervarings in jouself, dan is dit baie duidelik. Ons is baie meer geneig om korttermyn besluite te neem wat op die langtermyn slegte gevolge vir ons het. Daar is legio voorbeelde. Een van die eerstes wat by my opkom, is die diepliggende begeerte by ons om iets aan te skaf. 'n bakkie, 'n kar, 'n mooi mes, rok, klankstelsel, skoene. Genigtig. Die wêreld om ons is soos die sprokie van Hansie en Grietjie met chocolatehuisies reg rondom ons. Advertensies bombardeer ons met die belofte dat ons lewens met onmiddellike effek beter sal wees met die aanskaf van nog goeders. Maar ons betaal die langtermyn gevolge daarvan, waarvan die volle impak uitgestel is. Rente loop op, skuld hoop op, en die gebrek aan langtermyn beleggings vang ons eers op ons ou dag. Omdat die gevolge van huidige besluite nie onmiddellik is nie, word korttermyn gratifikasie gekies bo langtermyn oorwegings. Rook, drankmisbruik, losbandigheid. Dit bied onmiddellike gratifikasie. Maar hoewel die gevolge ver af is, haal die gevolge ons uiteindelik in. In 1 Korintiërs 15 haal Paulus 'n bekende gesegde aan wat in die volksmond van destyds geleef het. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Met ander woorde, vanweë die onsekerheid wat die toekoms inhou, kan ons net sowel ons nie steur aan die langtermyn gevolge van ons huidige dade nie. Want wie weet of ons môre nog hier sal wees om die gevolge te dra. Laat ons daarom kies vir onmiddellike belonings. Paulus roep hulle dringend op om hulle nie langer te laat mislei nie en beslis tot besinning moet kom en nie langer sonde moet doen nie. Dit sê in perspektief van die opstanding uit die dood. Dit verg 'n besondere dissipline en vooraf besluit om onmiddellike belonings uit te stel ter wille van langtermyn voordele. Ons het daarom 'n visie nodig van 'n toekoms, doelstellings en strategieë wat vir ons in die onmiddellikheid van ons besluite 'n groter perspektief bly gee. 'n Helder visie van 'n hoopvolle toekoms help ons om te ontsnap uit die doolhof en sirkelgang van kortsigtige besluite. Luister aandagtig na Paulus se uiteensetting van die vrug van die Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Aan die jonge Timoteus skryf hy: God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Laat ons daarom ons lewens leef in die groter visie van die langtermyn gevolge van ons onmiddellike besluite. Daar lê nie alleen 'n waarskuwing daarin opgesluit nie, maar ook 'n belofte. Want so is dit ook dat die korttermyn opofferings, die korttermyn pyn, selfbeheersing uiteindelik 'n baie groter beloning op die langtermyn bied.
Kom ons bid saam. O Here Jesus, U het die stofpaaie van Palestina te voet geloop, om U koninkryk bekend te stel, en later ook die eensame pad na Golgotha, om mense van hulle eie ondergang te red. Here, wees tog vandag met ons almal, wat teen sulke hoë snelhede oor die paaie van hierdie wêreld jaag, en so groot behoefte het aan die rigting en beskerming wat net U kan bied. Here, help ons, om met wysheid en liefde en selfbeheersing, op kort termyn, selfs opofferings te maak, sodat ons op lang termyn gehoorsaam aan U kan leef, en die groot beloning van U kan ontvang. Dankie Here, dat ons elke oggend kan stil raak by U voete. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.